Romeine 2 vers 7 tot 11 sê die volgende: Die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, maar toorn en gramskap aan diegene wat uit eie sinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek, maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek, want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. Ons is so geneig om te wil kies tussen genade en goeie werke. Ons speel die twee altyd teen mekaar af. Genade, goeie werke. Baie mense sal sê, as ons genade kies, dan kan ons nie goeie werke beklemtoon nie. En as ons goeie werke beklemtoon, verwerp ons die genade. Maar Paulus, seker die grootste verkondiger van redding en geregtigheid deur genade alleen, maak hierdie waarheid natuurlik uitvloei op 'n lewe wat volhard in goeie werke, om goed te doen, goeie vrug. Hy sê, aan die wat met volharding aanhou om goed te doen en aanhou streef na die toekomstige heerlikheid, hulle sal die ewige lewe verkry. Nou aan die ander kant sê Paulus, sal God die oordeel wat aanhou met ongeregtigheid, al ken hulle die goeie nuus. Nie al is hulle gelowiges nie, maar hulle ken die goeie nuus, maar dit gaan nie oor na 'n leefstyl van uitgenade tot geregtigheid nie. Dit gaan dus nie oor die waarheid wat ek ken nie, dit wat ek intellektueel ken, maar oor gehoorsaamheid. 'n Lewe wat van uitgenade oorvloei na geregtigheid toe. Ek moet dit wat ek ken, moet ek toepas. God trek niemand voor nie. As ek aanhou met sonde, sal ek weergebore, maar tog sal ek die vrug en die effek van sonde beleef in my lewe. Waarvan God my vrygemaak het, maar ek sal dit steeds beleef in my siel, onderdrukking, donker, duister. Ek sal die prys betaal. Alhoewel ek moontlik gered sal word, gaan ek uitmis op soveel ander goede. Die goeie nuus van Jesus wil my red in totaliteit, nie net in teorie nie, en ook nie net dat ek 'n kaartjie hemel toe het nie, maar dat ek hier op aarde 'n lewe van oorvloed kan lewe. So, kom ons gryp Jesus aan en volhard om in hom ingeplant te bly, sodat ons die volheid van sy genade en geregtigheid in ons lewens kan beleef, en nie net 'n godsdiens beoefen wat teoreties is, maar ons lewe verander nie. Dis nie wat Jesus vir ons instoor het nie. Kom ons bid saam. Jesus, U het gekom om my werklik nuut te maak, om my werklik te red, nie net op skrif nie. Ek wil gehoorsaam en volhard in my nuwe lewe met alles wat ek het. Amen. Geniet jou dag, tot volgende keer, die Here seën jou.